20 tot 33, Matteus hoofstuk 14 vers 22 tot 33. Die tema van vanoggend se woordverkondiging, omdat ek in God glo, leef ek soos wat ek leef. Omdat ek in God glo, leef ek soos wat ek leef. Kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat vanmôre toe ons hier ingekom het en die water onrustig was as gevolg van die afgelope week of weke se gebeure. Here, kan ons nou kom en dan kan ons by U kom rustig word. Kan ons voel, Here, dat U Gees ons vul en Here, dat daardie onstuimigheid nou kalm word en rustig word, sodat ons kan voorberei, Vader, om U in die woord vanmôre te kom ontmoet. En Here, wil U vanmôre kom en ons ontvanklik maak vir dit wat ons gaan hoor. Here, dat U woord sal vrug dra in ons lewe, dat ons nie net sal luister nie, maar Vader, dat ons regtig sal gaan doen. Want Here, dit help veel, ons hoor en hoor, maar Here, ons leef nie dit wat ons hoor nie. Daarom wil ons vanmôre vra, Vader, kom vul ons met U Gees, maak ons ontvanklik en maak ons gehoorsame kinders. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Nou my broer en suster en liewe kinders, die afgelope paar maande van die begin van die jaar af, is ek en Dominee Alta besig om in ons prediking te fokus op die basiese beginsels van ons geloof. Met ander woorde, daardie dinge wat kan maak dat ons weer soos 'n kind, kinderlik, net sommer sal kan glo, dat ons al hierdie teologiese debatte net so bietjie eenkant kan skuif, en ons vir mekaar net kan sê, maar wat is dit wat ek en jy glo? En daarom het ons vir mekaar gesê, die tema vir die hele jaar in ons prediking gaan wees, ek glo. En die eerste deel van die jaar se preke het gefokus op dit wat ek glo. Met ander woorde, wat is die inhoud van daardie dinge wat ek van oortuig is dat dit die waarheid is? En ons het met U gepraat, my broer en suster, dat ons glo in God. Ons glo dat Hy die skepper is, dat Hy die een is wat alles gemaak het. Ons glo in God dat Hy ons verlosser is, dat Hy deur Jesus Christus vir my en vir jou 'n nuwe lewe gebring het, dat Hy vir ons 'n nuwe identiteit gemaak het. Ons het gesê ons glo dat daar 'n Heilige Gees is wat in ons lewe kom werk. Ons het gesê ons glo in die Bybel, dat dit die woord van God is, waardeur ons God kan leer ken. Ons het gesê ons glo ook in die ewige lewe. Met ander woorde, dat ons hier en nou is nie die alles vir ons in die lewe nie, maar dat daar 'n ewige lewe is, waarna ons kan streef. En nou kom ons by die tweede deel, en reeds vir die afgelope 4 Sondae, was ons besig met die tweede deel van die jaar se tema. En dit is omdat ek glo, is daar bepaalde dinge wat ek moet doen. Want as ek sê ek glo in die Here Jesus Christus, en ek is oortuig dat God die skepper God is, my broer en suster, dan is dit tog logies dat ek op 'n bepaalde manier dinge in die lewe sal doen. Dominee Alta het die reeks begin en sy het gefokus op die tema van, omdat ek glo in God, lei dit my daartoe dat ek in aanbidding voor die Here sal kom stil staan. Ons het laasweek het ons gehoor, het Dominee Alta met ons gepraat oor, omdat ek glo in God, het ek 'n behoefte om die woord van die Here beter te leer ken, en daarom het ek Bybelstudie doen, want in die woord van God hoor ek God se stem en kan ek God leer ken, en daarom is dit vir my as 'n kind van die Here belangrik en prioriteit. 2 weke gelede het ek met U gepraat oor gebed, en gesê, maar as ek sê ek glo in God, dan is dit tog belangrik dat ek sal bid, dat ek met die Here sal kommunikeer. Wat ons het vir mekaar gesê 2 weke gelede, dat juis kommunikasie tussen my en God is die hartklop van ons verhouding. Ja, net soos dit ons gewone verhouding tussen man en vrou nie kan bestaan as daar nie kommunikasie is nie, so is dit ook in ons verhouding met die Here. Ons gebed, ons kommunikasie, ons praat met die Here, is die hartklop van ons verhouding wat ons met die Here het. My broer en suster, vandag kom ons by die 4de temaatjie van hierdie tweede reeks, en vandag se tema is, omdat ek in God glo, sal ek 'n doelgerigte lewe lei. Met ander woorde, my broer en suster, omdat ek in God glo, sal ek weet dat daar in my lewe iets is wat vir my belangrik is. Met ander woorde, dat daar 'n bepaalde doel is, iets waarna ek lewe, iets waarna ek streef. En dit sal sigbaar word in my lewe. As ons dan nou vanmôre bietjie hierby gaan stil staan en ons gaan sê, maar wat beteken dit om doelgerig te lewe? Wat is daardie een ding in die lewe wat uitstaan bo oor al die ander dinge in my lewe? My broer en suster, dan dink ek kom ons by die woord vertroue uit.
Om te sê dat omdat ek weet, ek glo in God, beteken dit dat ek met my hele wese, met my hart, my siel, my liggaam, in totaliteit, in alles wat ek doen, dat ek die Here onvoorwaardelik sal vertrou. Nou om iets van hierdie vertroue te verstaan, my broer en suster, wil ek vanmôre 'n paar tekste met julle kom deel. Die eerste teks is net Eksodus 20 vers 2 tot 3. Dis wanneer die Here die 10 gebooie vir sy volk gee. En hoor mooi wat sê die Here dan, die heel eerste gebod: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die boodskapvertaling vertaal hom so mooi: net ek mag jou God wees. Met ander woorde, net ek mag vertrou word. Jy mag niks anders in die lewe hê wat vir jou so belangrik is, wat jy soveel waarde aan heg, dat jy jou vertroue daarin sal stel. Alleenlik die Here is die enigste een met wie jy jou in totaliteit sal vertrou. My broer en suster, om nou nog verder te gaan oor hierdie gedagte van vertroue, wil ek nou saam met u vanmôre die baie bekende verhaal gaan lees uit Matteus 14. Nou dit is 'n verhaal wat ek dink ons almal ken van kleins af, ken ons al hierdie verhaal, die gedeelte waar Jesus as te ware op die water loop op die see. Maar kom ons gaan lees vanmôre hierdie verhaal en kom ons gaan fokus so 'n bietjie op Petrus. En kom ons gaan kyk wat leer ons vanmôre uit Petrus se ervaring daardie nag oor wat dit beteken om werklik die Here te vertrou. Nou ons gaan saam lees Matteus 14 vers 22 tot 33. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: "Dis 'n spook." Van angs het hulle hard begin skree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê: "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê: "U is waarlik die Seun van God." Kom ons lees net weer daai vers 28 en 29. Toe sê Petrus vir hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Ons lees dan vanmôre net tot sover. Kan ek gou eers by die kinders hoor? Wie van julle hou van swem? Steek gou vir my julle hand op. Almal wat van swem hou. Goed, meeste van die kinders. Hier so een of twee wat nie van swem hou nie. Ek sal met julle moet gaan praat. Nee, dis 'n fout. Nee, swem is vir my ook baie lekker. Nou weet jy my broer en suster, terwyl ons daar by die eiland was, die afgelope vakansie daar in die lekker warm water rondgedobber het ek my nogal verkyk na wat die kinders alles langs die swembad kan speel. En eendag het ek nogal lekker gelag. Want toe was daar hierdie groepie kinders wat kyk of hulle op die water kan loop. En dit was nogal vir my regtig interessant geweest, veral toe hulle besef het, maar hulle kan nie op die water loop nie. Was daar een wat seker vir hulle gesê het, maar julle moet momentum kry. En toe begin hulle hardloop en kyk of op die water kan hardloop. En toe het ek eers lekker gelag. Want om te dink dat 'n mens op water kan loop, maak tog eenvoudig vir 'n mens nie sin nie. En as iemand na jou toe kom en vir jou kom sê, hoorie, ek kan op water loop, of ek het al op water geloop, dan gaan 'n mens as te ware vir jouself sê, maar hoorie, dit is nou 'n grap. Jy's nou besig om jou naam nou hierso 1 sent te maak, soos wat die jong mense sal sê. Want geen mens kan op water loop nie. Wetenskaplik is dit onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. Maar my broer en suster en liewe kinders, dit het gebeur. Ons het vanoggend gelees dat Matteus daarvan getuig. Dat Matteus kom in Matteus 14, dan sê hy nee, daar was nie net een wat op water geloop het nie.
Hy kom en dan sê hy vir ons, daar was 2 mense wat op water geloop het. Naamlik Jesus en Petrus. Nou die feit dat Jesus op die water geloop het, my broer en suster, is vir ons redelik aanvaarbaar. Want Jesus is immers die Seun van God. Aan hom is alle mag in die hemel op die aarde gegee. Met ander woorde, Jesus kan op water loop. Jesus kan enige ding doen, want Jesus is God. En daarom is dit vir ons nogal doodlogies waarom Jesus op die water kon geloop het. Maar my broer en suster, dat Petrus op water geloop het, dit gaan nogal 'n mens se verstand te bowe. Want Petrus was 'n mens soos ek en jy. Petrus was 'n doodgewone mens en Petrus het op die water geloop. En nou weet ek my broer en suster, wanneer 'n mens sê Petrus het op die water geloop, dan gaan daar onmiddellik van u wees wat vir my sê, ja, maar Benny, onthou Petrus het gesing. Maar my broer en suster, partykeer dink ek dat ons as gelowiges is baie hard met Petrus. Ja, ons is baie vinnig om na Petrus te verwys en te sê, Petrus, jy is die impulsiewe disipel van die Here Jesus gewees. Jy is die een wat Jesus verloon het, 3 keer gesê het, ek ken hierdie man nie. Onthou Petrus, jy is die een wat op die water wou geloop het en gesink het, omdat jou geloof te klein was. Maar my broer en suster, kom ons wees vanmôre eerlik. Wie van ons het al ooit na Petrus verwys as die een wat die moed gehad het om uit die boot uit te klim en op die water te gaan loop? Wie van ons, my broer en suster, sou daar die moed gehad het en gesê het, Here, as dit U is, gee my die opdrag dat ek na U toe sal kom. Want onthou my broer en suster, wat het daardie nag gebeur? Die disippels is in hierdie skei en dit is 'n storm, die wind kom van voor af, Jesus is nie by hulle nie. Met ander woorde, die een wat die storm stil maak is nie daar nie. En dan die volgende oomblik, dan sien hulle hierdie persoon wat bo op die water na hulle toe kom en hulle eerste logiese reaksie is, dat hierdie is 'n spook, dit kan nie 'n mens wees nie, want mense kan nie op water loop nie. En dan sê Jesus, maar moenie bang wees nie. Baie gerusstellend, sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, dit is ek. Ek is die een wat 'n paar hoofstukke gelede in Matteus lees ons in hoofstuk 8, dat hy die een was wat die storm stil gemaak het. Daarom moenie verder bang wees nie, dit is ek. En dan kom Petrus en dan sê Petrus, en kom ons lees dit vers 28 en 29. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Met ander woorde, Petrus het hierdie geloof en hierdie vertroue in die Here om te sê, maar Here, as dit regtig dan nou U is, vertrou ek U dat U vir my 'n opdrag kan gee dat ek op die water na U toe moet stap. En dan kom die opdrag in vers 29 kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en hoor mooi. En hy het naby aan Jesus gekom. My broers, dit is nie een van die ander disippels het daai waagmoed gehad. Ons kan dalk vanmôre sê, ja, hy was 'n tipiese impulsiewe Petrus, maar my broer en suster, iewers het Petrus geloof en vertroue in die Here gehad, dat hy gesê het, Here, maar as dit U is, het ek soveel geloof en vertroue in U, dat ek bereid is om uit hierdie bootjie te klim, en selfs teen alle natuurwette in, te vertrou dat U sal toelaat, dat ek ook op hierdie water sal kan loop. Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Ja, miskien is dit omdat Petrus 'n paar dinge in sy agterkop gehad het. Soos ek reeds gesê het, omdat Petrus reeds gesien het dat die Here het die storm al reeds stil gemaak, dat Petrus al reeds gesien het hoe dat Jesus gekom het en 'n verlamde man laat opstaan het en weer laat loop het. Miskien is dit omdat dit vars in Petrus se geheue was dat Jesus gekom het en met 5 brode en 2 visse meer as 5000 mense, waarvan die mans alleen 5000 was, vir soveel mense daarmee kos gegee. Miskien was dit al hierdie dinge in sy agterkop dat hy besef het, maar waarlik, hierdie man wat nou met ons praat is waarlik die Seun van God. En as hy die Seun van God is, het hy die vermoë om my as mens die onmoontlike te laat doen, om op die water te kan loop na hom toe. My broer en suster, die onmoontlike het gebeur. Petrus het die Here so vertrou, dat die Here vir hom gesê het, kom. En Petrus het uit daardie skei, het Petrus geklim, en hy het geloop tot naby aan die Here. Broer en suster, kan ek vanmôre vir u vra? Roep die Here nie ook my en jou elke dag van ons lewe nie? Is dit nie ook die woorde van die Here, dat hy ook na my en na jou roep, en vir my en vir jou en kom sê, maar kom, vertrou my.
Ja, kom staan op uit jou bootjie uit, kom staan op uit jou gemaak lewe uit en vertrou my. Vertrou my in totaliteit, nie net met jou redding nie, net met jou geloof nie, maar vertrou my met jou ganse lewe. Waag dit om op te staan en my te vertrou met jou finansies, met jou huwelik, met jou kinders, met jou toekoms. Staan op. Hê die vertroue wat Petrus gehad het en vertrou my. Ek wil dit vanmôre baie duidelik stel, my broer en suster. Ek dink nie hierdie gedeelte, soos wat baie mense dalk nou sal sê, beteken ons gaan almal vandag Vaaldam toe en ons gaan almal nou op die water loop nie. Ek dink nie dis hoekom ons hierdie gedeelte in die woord van die Here het nie. Ek dink hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat die Here vir my en vir jou wil kom sê, jy kan my vertrou. Ja, selfs met die onmoontlike wat daar in die lewe is, dit wat mense sê kan nie gebeur nie, jy kan my vertrou. Ek is God en ek kan dit vir jou doen. Hoeveel van ons, my broer en suster, ken hierdie soort gelyke verhale? Verhale dat die Here na my en na jou toe kom en sê, staan op, dien my as 'n ouderling, dien my as 'n diaken, dien my as 'n jeugbedienaar, dien my as 'n kategeet, dien my as 'n betrokke lidmaat van 'n gemeente. Kom, staan op. Ek wil hê jy met jou geloof gaan uitleef daar waar jy werk, daar waar jy speel. Ek wil hê jy moet opstaan vir dit wat reg is. Ek wil hê jy moet voluit in oorgawe vir my lewe. Dan is my vraag vanmôre, my broer en suster, hoeveel van ons het daai geloof en daai vertroue soos 'n Petrus om op te staan en uit jou bootjie uit te klim en te sê, Here, ek kom. Want Here, as dit U is, het ek soveel vertroue in U dat ek bereid is om op te staan. Selfs die onmoontlike voor kans te sien, omdat U die Here is. So die vraag vanmôre is, my broer en suster, het jy daai vertroue in die Here? Want as jy vanmôre sê, ek glo in God, my broer en suster, is dit die volgende wat die Here van jou vra. Vertrou my dan. As jy dan regtig glo, ek is die Almagtige, ek is die Ewige, ek is die Skepper God, ek is die een wat eendag weer gaan kom. As jy dit regtig van oortuig is dat dit die waarheid is, staan op en vertrou my. Vat jou lewe en sit dit in my hande en vertrou dat ek vir jou kan sorg. Maar my broer en suster, nou weet ek, hierdie in my agterkop bly dit mos maar daar, maar Petrus het mos gesink. En my broer en suster, ja, ons kan nie daarby wegkom nie. Petrus het die vertroue gehad en Petrus het ook gesing. Maar het jy gevra al vir jouself die vraag, maar my broer en suster, hoekom het Petrus gesing? En dan is die antwoord baie eenvoudig. Petrus het ewe skielik sy oog van die Here afgehaal en hy het begin kyk na die omstandighede om hom. En toe het Petrus begin sing. Ons lees dit in vers 30, maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sing. Ja, toe Petrus so kyk na die golwe en hy kyk na die wind, toe kom dit daar in sy agterkop. Dit wat nou gebeur, is eintlik onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. En daai oomblik wat hy gedink het, maar my omstandighede sê nou vir my, dit kan tog nie wees nie, sing Petrus. My broer en suster, wat is dit wat my en jou laat sink in ons lewe? Ja, hoeveel van ons begin ons geloof in die Here en dan staan ons op. Veel jong mense kom staan voor 'n kansel en sê hulle, ons bely en ons glo in die Here Jesus Christus. En ons glo dat ons van nou af 'n lewe van toewyding gaan leef. My broer en suster, elkeen van ons het dit gedoen. Hoeveel van ons kom tot 'n inkeer, tot 'n bekering na die Here toe, en dan staan ons op en dan wil ons die hele wêreld gaan bekeer. Hoeveel van ons sê, nee, maar ek is reg, ek wil 'n ouderling word, ek wil 'n diaken word, ek wil betrokke raak in 'n bediening in die kerk. Maar my broer en suster, kort voor lank, word my omstandighede vir my so moeilik, word my omstandighede so groot, dat ek dan op 'n punt kom om soos Petrus te sing. Omdat ek vir myself sê, ag, ek kan nie. My omstandighede sê net eenvoudig vir my, dit wat jy wil doen, sorry, jy gaan dit nie reg kry nie. Want jou omstandighede is net te moeilik. Broer en suster, hoeveel van my en van jou het al begin twyfel in ons roeping? Het al begin twyfel oor ons vermoëns om dit te doen waartoe die Here ons geroep het. En het ons begin sink omdat die omstandighede te groot begin raak.
Maar weet jy my broer en suster, hierdie verhaal van ou Petrus is nie 'n verhaal van geloof wat ten gronde gegaan het en vernietig is nie. Nee, die verhaal van Petrus is 'n verhaal van oorwinning. 'n Verhaal van ten spyte van, nog steeds sal ek vertrou. Want kom ons gaan kyk mooi wat het gebeur. Petrus klim uit die boot, en hy stap na Jesus toe, en ons lees, hy het selfs naby aan Jesus gekom. Toe kyk hy na die omstandighede rondom hom, die wind en die weer, en sy verstand sê vir hom, wow, dit kan nie wees nie, dit kan nie gebeur nie, menslik gesproke is dit onmoontlik. En die volgende oomblik sink Petrus. Maar my broer en suster, Petrus beland nie op die bodem van die see nie. Want wat doen Petrus? Petrus roep uit in vers 30 en hy sê, Here, red my. My broer en suster, in hierdie woordjies, Here, red my, sien ons weer eens Petrus se vertroue in die Here. Dat ten spyte van die omstandighede en dat hy besig was om sy kop onder water te laat wegraak, my broer en suster, kan hy uitroep en het hy nog steeds vertroue in die Here en kan hy vir die Here sê, Here, help my. Here, ek vertrou U. Here, red my. Want Petrus weet op daai oomblik, die Here alleen. Net hy kan my nou red. En dan word hierdie geloof en hierdie vertroue wat Petrus in die Here het, word dit so mooi beantwoord. Die boodskapvertaling sê vir ons, Jesus het sy hand vinnig uitgesteek en hom uit die water opgetrek. Ja, toe daar die kind van die Here, wat sy geloof op 'n stadium te gronde gegaan het en hy sy vertroue verloor het, maar toe hy in daai benoudheid uitroep en hy sê, Here, red my, wat doen die Here? Hy gryp hom en hy ruk hom uit die water en hy red hom. My broer en suster, hierdie verhaal is 'n verhaal van vertroue. Ja, vertroue wat daar was en 'n vertroue wat gesink het, maar ten spyte daarvan tog weer vertroue wat gemaak het dat die Here hom uit die water uit opgetel het en hy terug kon gegaan het na die boot toe. My broer en suster, vanmôre in hierdie kerkgebou is daar baie sulke verhale. Verhale van manne en vroue en kinders wat ook gesê het, ek vertrou die Here. Maar as gevolg van omstandighede, sy vertroue ten gronde gegaan het. As gevolg van omstandighede begin sink het, hulle oog van die Here af weggevat het en begin kyk het na die omstandighede en al hoe verder in die water begin wegsak het. Maar mag dit verhale wees wat nie op 'n seebodem eindig nie. Mag dit verhale wees van manne en vroue en kinders wat sê, terwyl ek besig is om te sink, het ek nog steeds daai vertroue om uit te roep, Here, red my. En weet jy my broer en suster, wat is my die mooiste van hierdie hele verhaal? Die resultaat van Petrus se vertroue en die resultaat van God se vermoë wat hy gedoen het. Want ons lees in vers 32 tot 33. Hulle het toe in die skei geklim. Ek wonder baie keer, my broer en suster, het Petrus toe alleen soontoe saam met Jesus geloop, het Jesus hom gedra? Ek weet nie, dit word nie vir ons gesê nie, maar die lank en die kort is albei van hulle is toe na die bootjie toe. En dan lees ons, hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus se kniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. My broer en suster, mag ek en jy ook so doelgerig lewe. Wat ek daarmee bedoel is, mag ek en jy ook so doelgerig lewe dat selfs wanneer ons begin twyfel en selfs wanneer ons begin om in daai water weg te sak, my broer en suster, dat ons nog steeds soveel vertroue in die Here sal hê, dat ons sal uitroep en sal sê, Here, red my. Mag dit wees, my broer en suster, dat my en jou optrede daar buite, dat dit van so 'n aard wees dat die mense wat na jou lewe kyk, ja, want baie keer word die indruk mos geskep dat Christene is net mense wat heeltyd die bo sweef. Nee, my broer en suster, ons sak af. Ons gaan partykeer kop onder water, want ons lewe in 'n werklikheid. Maar mag hulle sien, my broer en suster, omdat die Here ons uit daai gemors uit optel, mag hulle dan ook getuig, dit wat getuig is deur Jesus se disippels. Waarlik, Jesus is die Seun van God. Mag die mense in jou lewe raak sien, dat jy waarlik die Seun van God in jou lewe dien, dat jy in hom glo, en dat jy volkome in hom vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons vanmôre na hierdie verhaal van Petrus kyk, waar hy op die water geloop het saam met Jesus Christus, Here, dan sien ons so baie van onsself
in hierdie verhaal. Ek dink Here vir al die gedeelte as ou Petrus na die omstandighede kyk en begin sing. Here, dan dink ek beleef ons iets van onsself in daardie verhaal. Vanmôre kan ons net kom vra, Here, help ons om soos Petrus te vertrou. Dat terwyl ons so besig is om oorweldig te word deur omstandighede, dat daar 'n stemmetjie, partykeer so benoude stemmetjie sal wees wat sal sê, Here, red my, help my, tel my weer op. Maar Here, dankie ook vir die bemoediging uit hierdie gedeelte, dat U onmiddellik gereageer het. Here, dat U vir daardie kind, vir wie U ook so lief was, dat U vir hom opgetel het, en dat U genade vir hom groot was. So groot was, Here, dat hy wat eens bekend gestaan het as een wat klein gelowig was, dat hy die een was wat op die einde van die dag die rots was. Ja, sy belydenis was die rots waarop die kerk van Jesus Christus gebou is. En Here, vanmôre kan ons vra, maar mag dit ook waar word, ook in ons lewens. Mag dit waar word dat hierdie geloof, hierdie vertroue, hierdie doelgerigte lewe ook in ons lewe sigbaar sal wees. Omdat ons glo dat U waarlik God is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.